Ek het vir haar gesê, bly vanoggend by die huis. Dat ek 'n aircon aan sit, laat sy daar sit. Dis baie, die wêreld sê sy is baie siek. Die wêreld sê dit. Ja, sy het vanoggend, sorry, kan ek 'n bietjie uitpraat? OK. Sy het vanoggend opgestaan en formeer al daai goed. Daar's regtig groot probleme in die wêreld, so oog. Hulle is op pad Kimberley toe oor kanker. Hoor gou mooi. Die kanker, as al baie gebid, maar vandag is dit nou finaal dat dit gaan verslaan word. Nee? So ons gaan nou bid. Ek het gesê, moenie na die warm plek toe kom nie, sy was bereid om te kom. So loof die Here. So steek julle hande uit en kom jy gou Tia, gee gou vir my hierdie olie. Die Bybel sê in Jakobus is die laaste hoofstuk, ek dink vanaf vers 13 sê, is iemand opgeruimd, laat hom psalm sing. Dan sê hy, is iemand siek onder julle, laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en hom met olie salf. En laat die persoon sy sondes bely sê, en dat sê, die gebed van 'n gelowige het groot krag. Die vurige gebed, hy sê nie net die gebed, hy sê die vurige gebed van 'n gelowige het groot krag. Nou kan ek vir jou sê, wat is vurige? Jy kan rustig bid, maar jou hart moet vurig wees. Gaan nie altyd oor die ou wat raas nie, hy is nie vurig nie. Dis nie altyd te sê hy is vurig nie. OK, gebed van 'n vurige het groot krag. En dan sê Elia, was 'n mens net soos ons. En hy het gebid dat dit 3 jaar en 6 maande. Nie moes reën nie, en dit het nie gereën nie, en sal die boere kwaad wees as daar so 'n profeet opstaan? En toe het hy gebid dat dit moet reën, en dit het gereën. So God wys vir ons, deur gebed is daar krag. En ek het deur die nag wat ek wakker geraak het, al klaar besef, God is in beheer, want voor 10 toe bid ek, toe sê ek, Here, die vrou kan nie in 'n warm kamer lê nie, ek vra jy asseblief, laat ons nie afskop die krag hê. Skop nie af, deur die nag raak ek wakker, ek sê, dankie Here, 6 tot 8 sou ons weer loadshedding gaan, ek sê, moenie laat hy afskop nie. En dan, en ek sê, Here, dankie. Ok, nou hoor ons my is gecancel. Maar God hoor gebede. So ek wil die Here dankie sê. En deur die nag toe kry ek, moenie 'n lang gebed doen nie. Sê net, dankie vir die genesing. Hy het baie net 'n woord gespreek, steek jou hande in die lug. Ok, sorry, nee, hou jou hande af. Vader, in die naam bo alle name Jesus Christus, spreek ons, jy is genees in Jesus Christus se naam. Amen. Ons gaan nie lang woorde praat, ons dink baie keer ons moet 'n lang gebed doen, want dit is 'n groot siekte. Groot siekte is 'n ding is, hy is nie meer daar nie. Gee 'n hande klap vir die Here. OK. Moet ons eintlik Sprite neersit toe hierdie ou kom, nie net gewone water is, OK. Ek wil julle net so voor hy begin, moet 'n mens baie keer die CV van ons mense ken. Pastoor Willem, baie welkom. Amen. Nou hoor gou hierso. Oom Adrian Vlok, die ou minister van polisie, vertel vir my, as hulle nou na 'n plek toe gegaan het, die ou ministers, daai jare, dan stuur hulle vooruit 'n CV. Die ou het daar opgetree, hierdie ou hierdie grade, en hy doen dit en hy doen dat. So wanneer die minister daar aankom, kom hy op 'n rooi tapuit uit, en dan sit hy daar, en dan staan iemand op by die boerevereniging, of by die skool, en lees. Hierdie minister is gebore daar en daai tyd, hy het in dit die politiek betree, hy het dit, en hy het hierdie grade, en hy het dit gedoen. Interessant, om Adrian Vlok het op Keimoes net leers gefile in die hof. Hy was net 'n leerfiler, en hy het geëindig as minister van polisie. Ons kan, almal van ons, kan uitstyg in Jesus naam. Maar in elk geval, hulle sê hulle stuur toe oor hierdie betrokke minister 'n file vooruit, maar is sommer 6 bladsye. Nou moet die mense sit tot daai ou klaar gelees het. Wat het hierdie minister alles gedoen? Dis 'n hele halfuur. Toe steek een ou sy hand op in die gehoor. Hulle sê toe, ekskuus tog,
Hulle sê, kan jy klaar lees? Ons wil nie die minister koop en met hom teel nie, ons wil net na hom luister. So, ek gaan nou nie vanoggend te veel oor hom praat nie, maar 25 jaar terug, toe ken ek jou al 'n bietjie, want toe was ek al in Namibië, nee. Ek wil ons moet ons mense eer, nie aanbid nie, eer wat hulle doen. Willem ontmoet ek, hy kom vir 'n week kursus. 'n Week. Hy het toe hou ek net week kursusse. Kan in Lesotho vir jou sendlinge wys 'n week. Kan vir jou op ander plekke wys 'n week. Pakistan 'n week. As mense vir God wil werk, kan hulle dadelik inskop. Daar is nie nodig, nêrens het God gesê, maak 'n rehab en jaag mense vir 60 dae bymekaar en hoop hulle bekeer nie. Paulus gee onmiddellik sy hart vir die Here. Ons kan nie speel nie. Hierdie week kom baie veranderings, glo my. Deur die nag het 'n verandering gekom wat ek nie nou kan afkondig op media nie. 'n Baie groot verandering wat ek 'n besluit geneem het. Met liefde, nie met kwaaiheid nie. OK. Maar hy kom en hy, onthou jy nog, ek het vir julle ete gegee, kips, hierdie koekietjies met amper sê ek seiwurms, mopani-wurms bo. Ek onthou jy het jou gesig so getrek. Ons gaan toe aan die einde van die week en ek vat die klankstel na 'n bendegebied toe in Kimberley. Na 'n Rodepan, maar by die Flatse. In 'n bendegebied. Hier is 2 mense wat daar vandaan kom. Kanariestrate en allerlei strate. Maar in elk geval, Willem het tot op daai stadium, as ek reg is, nog nooit 'n mic gehanteer nie. En ek loop en preek en daar staan nog 'n bendeleier. Ek kan nie alles die dag onthou nie en hy challenge ons. En ek sê, jy kan my skiet man, jy kan my nie raak skiet nie. En hy staan daar, hy sê, ek sê, jy kan nie raak skiet nie. En ek loop so met die mic, staan net goed daar. En ek stap so verby. En ek sê, pastoor Willem van Wyk. Hy sê, pastoor, hy het nog nooit op 'n mic gepraat nie. Ek sê, daar so, dis jou preek vandag. Hy kyk so, hy skud sy kop, hy kyk my en hy vlieg weg. 25 jaar terug. En hy het 'n sterk bediening. Gee God die eer. Ek is vandag, sulke goed maak my opgewonde as bediening staan. Ek moet nog 'n ding vir jou vertel. Strys en ek ken al hierdie verhale van Willem. Strys is soos, en ek was soos wat in sy huis. Maar ons ken Willem se alle dinge. Stella het tot 'n spesiale ete al by Willem gekry, toe sy daar aankom. En sy sien hierdie 2 vleissluise. Wat is dit? Toe is dit 'n Springbok se 2 goons, wat hy gesluis het en vir haar gebak het. Maar OK, Willem is 'n mens. En dis wat ek van nou, prys die Here. Maar daar's nog 1 of 2 verhale. Ons het Goggas, nou is ek deur mekaar of dit 5 keer of 11 keer was. Of Zimbabwe, ek moet nou omruil, wat ons besoek het. Maar die laaste keer toe ons hom besoek, daai aand toes niemand van Goggas by hulle huise nie. Onthou jy? Toe hou ons 'n diens, ons het aanhou, ek het in die tronk beland daar, ek het aangehou, jy kan my lag, aangehou. Die laaste diens op Goggas was niemand by hulle huise nie, almal by die diens. Ons het aanhoudend gevolhard. Ons was aangeval deur die kerk. Ons was aangeval deur alles. Ons het volhard. Ek kom eendag en is 2 verhale in 1 en hy kom by my huis. Hy ken nie die dooie see nie. Vir almal wat wil Israel toe gaan, skakel op die telefoonnommer van Andres is nou op die skerm. Soos ek hier staan, het hy oor die 100 mense geboek al. Het nou in die volgende 4-5 maande gaan. Andres trouwens gaan in Israel amper bly. En, maar in elk geval, as jy wil gaan, goeie pakkette by iTravels, Andres trouwens, my seun, skakel hom nou, WhatsApp hom nou, sy nommer is op die skerm. Maar ek het daai tyd van Israel afgekom en ek het 'n liter dooie see water saamgebring. Nou in die dooie see dryf jy so sterk is die sout. Die dooie see is daar
bokant Sodom en Gomorra. Omdat homoseksueles God so getart het, toe brand hy die plek af, en daarna sê hy, ek cover het met sout, en dit gaan nie weer opstaan nie. So haat God skewe goed. Maar vir die mens het hy verskriklik lief. Maar hoor gou mooi, en ek het 'n liter water, en ek kom hier by Willem, ek sê, Willem, hierdie is, ek jok so bietjie, ek sê, hierdie is die water van Mara. Daar waar hulle ingegooi het 'n stok, toe raak die water wat bitter was. Ek sê, as jy 'n sluk vat, dit smaak jy's in die hemel. Ek wil nie dat iemand aan hierdie water drink nie. Maar hoor gou, daai soutkonsentrasie is bo-menslik. Jy dryf in hom. En hy vat hom so vraatsag soos hy is. Hy moet mos net proe en hy gloek. Van Kimberley af begin hy spoeg hy. Hy sê hier verby Appington spoeg hy. En hy besluit, revenge. Ek kom toe weer by hom en ek preek. En ek wil hierdie dinge vertel, pastore. Ek hoop julle raak ook so, want deesdae, of nie deesdae nog altyd kry die pastoor, kom my, broeder, hoe ek het jou lief, as hy by die huis sit. Het jy gehoor? Ek kom ons nou daar van hom af. Het jy gehoor? Hulle lieg. Een pastoor eendag gaan Pick n Pay Kimberley. Hy sien my, hy dop hierdie kant toe om. En dan dop hy so om. Later as ek moet willig, ek speel met, die volgende dag het ons 'n meeting. My broeder! Julle valse klomp goed. Alle pastore is nie so nie, maar jy's vals as jy so is, man. Jy's vals. Raak net 'n mens. Ek en hy ons kan môre verskil. Ons het al, dink ek, verskil. En ek het hom al gebel, hy my al gebel, ons het al verskil. Maar bly 'n mens. Maar toe, ek sluit af met die een, kom ek daar aan. Hy vra vir my, hy het 'n winkel gehad daar. Ek sal nooit vergeet, die 9 uur in die aand gaan die son eers onder. Van daai bult af. 9 uur in die aand. En ek preek daar. En terwyl ek preek, kom stap 'n man in Namibië nou. Laaste wat ek daar was ek 'n koevoet. So ek het terroriste gejag. Hier kom stap 'n man aan in dieselfde uniform as daai jare. Met 'n AK-47 en ek dink tog, hy is God nie goed nie, dat daar nou vrede is. En hier kom hierdie ou na my toe, ons gaan nie nou beklei nie. En hy kom staan voor my en sê, stop preaching. Ek sê, no man, I'm busy. Hy stop preaching. Say, where is your passport? I say, I'm busy preaching, man. Woep! Daar is ek vas. Dan gaan ek tronk toe. Hulle sleep my, ek kry een oproep, ek bel my vriend, 'n wedergebore prokureur, Billy Anderson, en ek bel hom en ek sê, Billy, bel net, ry na die premier toe, kry my uit hier op Goggas, het sit tussen die duine en Namibië. Hy sê, man, ek koop nou groceries. En jy het altyd gesê, as jy in die tronk is, sal jy die mense na die Here toe lei. Lei hulle eers na die Here toe, ek kom later. Billy is nie lei nie, hy's clever. Maar in elk geval, nou gaan ek in die tronk en nou staan hy hierdie kant van die deur, hy het my genooi. Nou sien ek, hy kry amper 'n hartaanval. Hoe spyt voel hy dat ek toegesluit word? Wat ek nie weet nie, hy's vals. Hy try sy lag inhou, want hy het dit georganiseer. Maar God vat 'n georganiseerde ding, en terwyl ek binne is, sit daar 3 mense, een lê 10 dae op. Hy's op staking, hy eet nie. Hulle bring dadelik my koppie koffie en my halwe brood, kwart brood. Ek dink service, 5 ster. Kry. Maar ek dink, ek sit my koffie neer by hierdie ou wat lê in die gevangenis, en my brood op my koffie, en ek begin bid. Ek sê, Here, laat hy hierdie nonsens stop en begin eet. Ek hoor onder gebed. Nou eet hy my brood. Okay, later toe word ek gerelease, toe vind ek uit, wie is behind this thing. So nou, kort ek nog een revenge. Maar dit kan enige tyd toeslaan, Christine, wees verseker. Willem, ek is so dankbaar jy is hier. Kyk, daar is een ding van jou. Jy is nie vals nie. Weet jy nie, is jy nie seker? Ons moet vir Christine vra. Maar daar is nou een ding, van Willem van Wyk is daar nie valsheid nie. En ek wil vandag vir jou sê, dis oop.
bedien ons. Hier's 'n veld wat moet inkom. Hier's mense wat tot bekering moet kom. Ek moet 'n ander level ingaan. Want dit wat ek gisteraand besluit het ek gaan doen, deur die nag, ek sien dit gons hier op die foon. Die mense stuur, no, you cannot do that, you cannot do that. Maar dis tyd ek moet, want die Here wil nou groot dinge in Suid-Afrika doen. En ek is bereid om dit te doen vir hom. Daarom moet ek baie dinge doen. Ek weet nog nie wat gaan ek alles die week doen nie. Ek gaan baie goed los. Stella? Ek het nie gesê ek gaan jou los nie. Prys die Here. Kom ons gee 'n slag vir my vrou 'n lekker hande klap. As hy. In my gemeente hou ons 'n uurkerk. So ek het 10 minute oor. Ja, ek wou eintlik vanoggend so 'n bietjie oor respek gepraat het, maar nou sal ek dit maar los, want Roy het in elk geval alles uitgebring van die respek storie. Hy het nie respek gehad vir my nie. Nou ja, dit is soos Roy sê vir jare. As ons kan vanmôre sê, Here, ek wil gebruik word. Nou dis soos Roy sê, ek was op Goggas, het ek 'n kafee gehad en lank voor dit tot bekering gekom. En ek vra vir die Here, is dit nou al wat 'n mens moet doen? Hamburgers en Coke verkoop. Verstaan jy, joh, wat 'n vervelige godsdiens is dit. Regtig mense, as godsdiens vir jou vervelig is, dan is jy by die verkeerde plek. Werklik hoor. En 'n gedagte kom op en ek weet vandag dat dit die gees van die Here is, want ek het nie die Here werklik geken nie. Jy weet, ons ken mos maar kerk toe gaan en ons ken al hierdie dinge, maar ons ken nie werklik die diepte. En ek vat by my gemeente het ons een aim hierdie jaar is om dieper in die gees te gaan. Verstaan jy, dis niks werd om hier so rond te hang en ons sing lekker en ons bid lekker en ons getuig lekker en al hierdie goed, maar as ons nie dieper in die gees gaan nie, is dit niks werd nie. Dis maar net 'n bodem godsdiens en op 'n of ander dag is ons maar môre weer terug in die wêreld, dan beteken dit niks nie. Verstaan jy, so dis baie belangrik. Vreeslik dankie vir hierdie, by my gemeente kry ek net gewone water, hierdie is gegeurde water. Prys die Here vir hierdie gemeente. Ek weet nie wat daarin is, ek gaan nou maar nie praat daaroor nie. Maar ja, hy proe bekend. Maar want ek kom ons nou uit die kafee uit, so ek ken nogal wat. Maar prys die Here. Wie was my wonderlik in daai jare en 'n gedagte kom by my op, maar hoekom haat jy nie? Ek Roy is nogal ou met 'n klomp gedagtes so goeters in. Dan sien ek doen hulle dit en dan doen hulle dit, so hulle is gedurig bedrywig. Verstaan jy, so dis my lekker en die Here vat vir my en ek begin haat met die evangelie. Nou, ek kan vir julle sê hier by hierdie afdraai hier aan die kant uit Groblershoop uit. Dit was my eerste hike sessie. Dit was 'n massiewe stuk koffer want ek ken nie hike nie. Ek weet ek moet nou pragtig en mooi lyk. Ek het 'n waterbottel by my en ek het my die vreeslike koffer en dan natuurlik 'n klomp boekies die weg na God. Verstaan jy, so dat ek dan so iets godsdiens inbring want ek ken nie hierdie storie nie. Nou ek beland hier in Keetmanshoop voordat ek nou deurkom Suid-Afrika toe en 'n ou tel my op daar en ek klim op 'n Land Rover. Dis seker die stadigste en treurigste kar wat daar is. Nou kry ek dan seker ook weer pak slaai iewers. Maar ons praat maar weer nie uit daaroor. Maar ek ry van Keetmanshoop af tot net hier buite iewers het 'n oue plot gehad, 'n predikant agter op daai Land Rover. Bloedrooi, julle ken hierdie wêreldse hitte. En ek beland hierso en hy kom lei my dan die volgende dag hier by Groblershoop af en ek vat daai koffer want ek kry nou nie lift nie en ek begin stap en ek stap tot by hierdie afdraai. Ek weet nie hoe ver is dit omtrent Rooi is hier by julle met die grondpad. Ek sê vir jou, ek het 'n belofte vir die Here gemaak. Here, ek sal nie weer vir my so dronk syp. Ek was 'n stewige drinker, alkoholist gewees. Ek sal nie weer so syp nie. En daar gaan staan ek langs die pad met hierdie hitte, my water is op, my tong begin regtig swel van kyk hoe diep vat, hoe ver vat God ons. God challenge ons. Verstaan jy mense, jy moet diep by die Here ingaan man.
Mense gee ons nie sommer net so vinnig op nie. God gaan vir jou vat op jou woord. En ek staan daar en my lippe begin bars later en begin stap terug Groblershoop hoop toe en ek weet ek gaan dit nie maak nie. Daar's nie 'n manier nie. Nie in hierdie hitte nie. En wie kom stop hier by my, want ek is op pad na Rooies toe, Kimberley toe. Ek kom stop 'n ou huis op pad Bloemfontein toe. Hy is vuur warm, bier dronk. Jy ken mos, kom my broer. Kyk, daai ouens like hoekom vir jou te sê broer. Kom broer, klim. Yes, ek is die Here so dankbaar. En weet wat ek sê van my broer, ek soek net water. Dis al wat maar net voor hy kom stop daar mense van die kant af, ek weet nog nie wie's almal hierdie kant Griekwaarstad of wat ook al. En ek het nie koeldrank gedrink as iemand anders daar uitdrink. As dit nou 'n botteltjie sê Fanta of wat ook al gewees het, dan drink ek nie hierdie koeldrank vir alles my kinders daaraan gedrink het, want hulle is mos so groot en as hulle dan's daar mos klomp koekies en krummeltjies en al daai goeters is mos daar binne. So, jy kry breakfast saam met jou drinks. En daar kom stop die perd en ek is so verontwaardig dat hy vir my die een sientjie kom ek sê net maar die koeldranke daar so en een so en die een nam so. Ek gooi die goed daar neer en later te sien ek as jy nie hierdie koeldrank gaan drink jy gaan jy dit nie maak. En nou sit ons nog stroop op stroop, verstaan jy, maak jou nog dorser. En ek drink hierdie goeters en daar is ek nog dorser en toe kom stop hierdie ou mos nou toe ek maksimum dorsers en jou lippe bars en al hierdie dinge. En wat lê voor in die kar? Net sulke lang biere. Yskoud, hulle is so in die ys gepak. En daai oomblik herinner die Gees van die Here vir my, jy het gesê jy gaan nie weer so syp nie. Nou toe vreet ek nou al sy ys rondom. En toe ons by Griekwaarstad toe red die Here my lewe met baie water. Verstaan jy so, dis hoe die challenge van die Here is. En 'n mens moenie so vinnig opgee nie. En dis hoekom ek vanoggend lekker met ons wil deel, man. Ons almal is op 'n stadium in ons lewe gewees. Ek is 'n alkoholist gewees, my vroutjie soos sy net daar lykie is 'n heavy drug addict gewees. Baie coke gesnyf, so en sy kan eendag haar getuienis op haar eie gee. So ons ken hierdie pad. Ek het self 'n rehab gehad of 'n restaurasiesentrum in Namibië. Ek dink vir 8 jaar. So ons het baie mense gehelp en ewen die mense het vir ons gehelp. Verstaan jy, want ek het 'n moeilike, dis vir my moeilik gewees om met mense partykeer te kommunikeer. En jy sien elkeen wat hier inkom, kom met sy eie persoonlikheid in. Verstaan jy, want God het ons so gemaak. Verstaan jy, so ons het mense gehelp, maar hierdie mense wat ingekom het vir my gehelp. Hoe het hulle my gehelp? Om te leer om te kommunikeer met verskillende tipe mense, sodat ek vandag in die bediening kan staan. Ons is in Port Nolloth in Shalom gemeente. Vandag het ons 'n gemeente. Maar was dit nie vir die rehab ouens nie, kon ek vandag nie in 'n gemeente gestaan het. Want dis die rehab mense wat my geleer het, hoe kommunikeer jy met verskillende tipe mense? Is dit nie kosbaar hoe God vir jou ook kan gebruik? Voordat jy nog hier ingekom het, begin die Here alreeds vir jou gebruik. Verstaan jy, 'n instrument in God se hande. So moenie vandag hier voel of sit en jy voel minderwaardig of jy jou selfbeeld en al hierdie goed, jy voel hierdie verwerping en al hierdie goed. Dis natuurlik, ons kom met hierdie goeters uit. Die wêreld wil ons nie. Is dit die waarheid? En dis hoekom ek vandag praat van daar waar God vir ons loop uithaal. Ons ken mos nou die Israel storie, die Egipte storie. Nou ek wil nie vreeslik lank oor al die goeters praat nie, want rooi is dit my tyd gesteel. Maar ons praat mos van Israel en ek het 'n passie vir elkeen van julle wat vanmôre hier so sit. Dis hoekom ons is nou ons gaan nou vir ons 11de maand in Port Nolloth. Nou ek kan vir jou sê in Port Nolloth het ek goddeloosheid gesien wat ek in Namibië nog nie gesien het. Regtig, wat ek in Namibië in my bediening nog nie gesien het, kom tel ek in Port Nolloth op. Goddeloos maksimum. En ek en my vrou het so met, ek dink 6 of 7, ek is nog nie seker het ons begin daar. Ons salaris was so min gewees, genade.
Ek kan bly wees as ons op 'n Sondag R600, dan prys ons die Here, maar ons het ook die Here geprys vir die 300, maak nou nie saak nie, die Here het gevoorsien, en ons het, nou vat hom oor 6 maande, dan kom jy maar op 2000 iets rand uit, 2400 aan ons, hier is 3.500, en die kerk moet gehuur word vir 1800, en ons het al hierdie klomp uitgawe, en hoe God voorsien het, en ek wil hê vanmôre, moet elkeen van ons, ons moet leer in die tyd wat julle hier is, om God te vertrou. Jy sien God haat ongeloof. Hy het medelee met swak geloof, maar hy haat ongeloof. Hoor baie mooi, God haat ongeloof, hy het medelee met swak geloof. Ons wat hier ingekom het, kom in met swak geloof. Ons verstaan nog die dinge nie, ons verstaan nie wat om ons aangaan nie, ons leer nou om God te vertrou in baie opsigte, ons begin ons nou eers 'n pad met hom stap, maar op die einde van die dag, dan wil die Here hê, dat ons geloof moet groei en sterker word. Nou daar by ons is dit wonderlik, en ek wil vanmôre vir ons terugvat, omdat Roy is nou gesê, hoe baie van ons, julle mos nou niet is wat hier ingekom het. Nou praat ons mos van die Egipte, as ons praat van Egipte, dan praat ons van sonde. Daar waar ons, baie van ons wat nog nie die Here aangeneem het, die kom ons uit Egipte uit. Laat ek net van hier lekker water. Ons kom uit Egipte uit. Ons kom uit hierdie slawe omstandighede uit. Ek ken nie niemand hierdie, baie van ons is mos nou in dwelms gewees en in drank, so ek en my vrou, ander is weer in dit gewees en die ander een is dit, elkeen het sy issue. Elkeen het sy pad waarmee hy gestap het. Elkeen het daai vervolging. Elkeen het daai van mense wat jou op jou neersien, mense wat jou beledig, mense wat nie jou omstandighede ken nie. Is dit nie waar nie? Wie ek het op skool het ek 'n manie. Ek het 'n kleintjie dood, soos die ou mense sê, aan mense wat neersien op iemand anders. En tot vandag in my lewe, wie as jy nou 'n geestelike woede in my wil opstoot, dan moet jy neersien op iemand wat minder het as jy, wat se omstandighede anderster is. Jy sien, niemand ken ons, vir ons ken ons, as jy praat van skoolboelies, ek ken van skoolboelies. Want jy sien die rykman se kind, nou sê ek nie, dis die rykman, is die probleem nie. Die rykman se kind dink mos, hulle het alles behoort aan hulle, alles kan hulle sê wat hulle wil, hulle kan doen wat hulle wil op skool, en so het ek gesien hoe hulle neersien, hoe hulle boelie op kinders wat minder het as wat hulle het. En op einde van die dag, dan kom ons deur hierdie omstandighede, hulle breek, wie in my lewe, wil ek vanmôre, as ek praat van Egipte, dan wil ek vir jou vanmôre sê, dit het vir my jare gevat, bitterlike jare. Ek het skool gehaat met 'n passie. Ek het 'n polisieman gehaat met 'n passie. Ek het kerk gehaat met 'n passie. En waar het al hierdie dinge begin? By skool. Omdat daar neergesien is, nie dat ons arm was, ons het genoeg gehad, maar omdat ek nie in 'n sekere klas rond beweeg het nie. Verstaan jy, want ons beweeg nie in hierdie klasse rond nie. En vandag dank ek God, verstaan jy, vandag dank ek God dat ek nie in hierdie klasse beweeg het nie. Want 3000, ek is nou die dag op 'n troue gewees, sommer by mense baie na aan my, en ek is so teleurgesteld om te kon gesien het, maar daar die Here ook vir my sekere dinge gewys. Die manne van aansien, wat so neergesien het op my deur die jare, toes hulle die dronkste, dis manne wat ouer as ek is, die meeste gesuip, en die verste van God af. Verstaan nie vanmôre, vir ons wat niks is, mense, wie ek sê vir jou, as jy vanmôre hier sit, met niks in jou lewe nie, net die klere aan jou liggaam, is jy op die beste plek in jou lewe. Jy moet vir God dank. Die Here sê, loof en prys my in alle omstandig. Prys die Here vir dit wat jy deurgemaak het. Prys God vir al hierdie dwelms. Prys God vir hierdie alkoholisme. Prys vir God vir, ek ken nie jou omstandig, prys God vir dit wat gemaak het, dat jy vanmôre hier kan sit. Want jy's gehandpiek uit jou omstandighede,
om vanmôre hier te kan sit. Want God het gehoor, soos wat hy sy volk gehoor het, daar in Egipte, toe hulle kla en hulle moan en hulle kerm onder hierdie verdrukking. Want wat het gebeur in jou lewe? Ek en jy is onder verdrukking gewees. Ons is onder vervolging gewees. En weet jy, wat vir my so kosbaar is dat God het 'n plan met jou gehad. Sonder dat jy besef, het God 'n plan met jou lewe en hy laat dit toe. Verstaan jy? Want jy sien, hy praat daar van die nuwe wyn en hy praat van die ou wyn. Maar nou is daar nog te veel nuwe wyn, ou wyn in ons sakke, in ons bekers. En God gaan toelaat. Mense kan dit nie verstaan, want die liefde van die Here, God wil hê dat elkeen moet gered word. En God sal toelaat dat ons eers hierdie ou wyn, hierdie slegte lewe, dat ons op 'n punt kom. Ou David Wilkinson, dit vir my so baie mooi, dis 'n ou wat ook so boeke skryf en preek en al hierdie ding. Hy sê, Here, U sê ek moet my kruis opneem en U volg. Verstaan jy? Want ons moet met God praat, mense. Moenie jou mond hou nie. Praat met God as jy nie dinge verstaan nie. Moenie stil bly nie. Praat met die Here. Dis 'n stupid mens wat stil bly, man. Praat met die Here en vra vir hom, Here, ek verstaan nie wat gaan hier aan nie. Ek verstaan nie waardeur ek gaan nie. Ou David Wilkins sê, hy praat met die Here. Hy sê, Here, U kon U eie kruis nie dra nie. Maar U sê in U woord dat ek my kruis moet dra. Neem jou kruis op en volg my. Ek weet ons moet bietjie wakker bly vanmôre, mense. Ek weet dit is 'n bietjie taaf en dit is warm. Maar hy sê daar die woord, ek wil hê jy moet jou kruis opneem en my volg. En nou vra David vir Jesus, Here, maar U kon dit self nie gedoen het nie, maar U wil hê ek moet dit doen. Hy vra dit nie in 'n stry. Hy verstaan nie. En die Here sê vir hom, jy's reg. Die Gees van die Here sê vir hom, jy's reg. Ek kon dit nie gedoen het nie. My Vader het vir my iemand gestuur om te kom help om hierdie kruis te dra tot by die plek waar hy moes wees. Is dit so? Ja. God het iemand gestuur op daardie oomblik, want Jesus was al so swak gewees van marteling, van vervolging. Hy's te swak gewees en God stuur iemand om hom te kom help om hierdie kruis vorentoe te vat. En die Here Jesus, en hoor baie mooi vanmôre, ons praat oor van Egipte, daar waar ons vervolging, waar die volk van God onder vervolging gewees het, en hulle hand uitgesteek en sê, Here, help ons kan nie meer so aangaan soos ons nou aangaan nie. En hier kom, en die Here sê vir hom, David, jy's reg, maar ek wil ook weer eens hê, en dis wat ek wil hê vanmôre mense, ons moet baie mooi luister. God wil weer eens hê, dat jy moet beland op 'n plek, op die vloer, op die grond. Want jy sien, daar's 'n eie ek in ons, wat ons self survive, ons probeer self dinge doen. Dat God wil hê, ons moet op 'n plek beland in ons lewe, dat ons weer eens hand kan uitsteek en sê, Here, help my. En dan sal God die Vader weer iemand stuur, en hierdie persoon se naam is Jesus. Dis die verskil. Want die Here Jesus hoor jou gekerm. Daar waar jy in die strate gesit het, miskien met dwelms, daar waar jy buite die kroeg uitgegooi is te dronk, niemand wil jou in die huis vat nie, ek weet nie wat die probleem is nie, maak vir my nie saak nie, want ek ken ook die goeters. Daar het God gehoor, ek het hoeveel keer mense by die reep gehad, wat gepraat het, getuig hulle, hoe hulle teen 'n muur gesit het, of iewers in die veld gesit het, en as jy sien, iemand wat die waarheid praat is 'n dronk mens. Iemand wat die waarheid praat is die een wat gedrak is. Want jy sien, want dan is ons gees mos rustig, en ons gees begin uitroep, want jou gees kan mos nie gesuip raak nie. Ja? Dis mos die liggaam wat dronk is. En as jy so dronk verdriet kry, dan dink jy mense, liewe maggies, wat gaan nou hier so aan? En op einde van die dag, dan wil ek vir jou sê, dis daardie gees van jou, want jou gees kan nie dronk raak. Jou gees, dis jou gees wat begin huil, want jou gees roep uit na God. En as ons hier vanmôre op daai plek kom, mense, dat ons gees kan uitroep na God nie, gaan niks in jou lewe verander nie. Jy gaan presies die mens weer hier uitgaan, soos wat jy hier ingekom het.
As jy gekom het met 'n verwagting dat Here, ek wil 'n change in my lewe hê. Ek soek iets nuuts. Want jy sien, ons kom baie, die Here hoor ons stem. Hy hoor vir ons daar in Egipte en hy vat vir ons uit. Maar weet wat is die probleem? Weet wat is baie, baie groot probleem? God vat vir ons deur die woestyn. En hy breek hierdie ou mense in ons lewe af. Hierdie eie ek breek hy af. En dan kom ons, net soos die Israeliete, kom ons by die Dooie See, by die Jordaan, waar God vir ons in die beloofde land wil invat. Die beloofde land is nie die hemel nie. Baie pastore verkondig die beloofde land is die hemel. Nee, Kanaan is nie die hemel nie. Daar in Kanaan was nog baie oorlog en teenkanting. In Kanaan is wanneer ons, ek raak opgewonde. By Kanaan is die plek waar ons in die rus van die Here instap. Maar ons moet toelaat, mense, dat hier in die woestyn, want van Egipte na Kanaan toe was daar 'n woestyn gewees, en in hierdie woestyn wil God afbreek die lelik, daai swak selfbeeld, daai gees van vrees. Timoteus 2 vers 7 dink ek sê, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van liefde, krag en selfbeheersing. So wie daai gees daar so staan met 'n klein lettertjie, dis nie 'n hoofletter nie. So dis 'n demoon wat ons aanval om jou vertroue in God te breek. Om twyfel te saai in jou verhouding, want God is 'n God van liefde, God is 'n God van verhouding, en Satan is presies die teenoorgestelde van dit wat God is. Is dit nie kosbaar nie? Nou vat die Here wil jou swak selfbeeld, mense, daar's dinge in ons lewe wat moet gebeur. Daar's teenkanting wat moet gebeur. Jy moet sleg, as jy nie sleg gesê word, is jy by die verkeerde plek. Dan is jy definitief by die verkeerde plek. As daar nie vervolging in jou lewe, is jy by die verkeerde plek. Dis 'n verkeerde God wat jy dien. Want die Here sê, dis wat sal gebeur. En dis die kosbaarheid van die vervolging is, dit bring ons al hoe nader en nader aan die Here. Is dit, man, is jy nie opgewonde oor sulke goed nie? Verstaan jy, maar baie van ons mense, ek sal klaar maar, baie van ons draai, daarvoor dat ons Kanaan instap, dan draai ons daarom. Nou daardie Kades Barnea, die woordjie, dis die laaste dorpie op die rand voordat hulle die rus van die Here kan ingestap het, man. Daar in die rus van die Here, daar's alles wat jy begeer. Jou hart begeer na kalmte, rustigheid, liefde, vrede, al hierdie, dis die rus waarvan die Hebreërs 4 praat. Dis die rus waarvan God praat. Man, die wêreld kan vergaan. Die wêreld kan vergaan. Ek het geen behaag in hierdie wêreld nie. Nie in sy doen dinge nie, want ek is in die rus van die Here, en dis waantoe God jou wil vat. Maar jy moet weet, Kades Barnea beteken eintlik swerwer. Die naam beteken swerwer. En jy sien, die oomblik as God vir ons tot daar gebring het, dan is daar een ding wat gebeur, die hekke van die hel bars oop. Want jy sien, God het behaag in geloof. As jy God se hart vanmôre wil roer, dan moet jy God blindelings vertrou in alle opsigte van jou lewe. Blindelings vertrou. Maar die Satan, en dis asof hy verlof vat, want jy sien, die Satan kan nie op alle plekke op een slag weet nie, maar hy vat verlof, want hy weet die gevaar van 'n man en 'n vrou wat God dien, en geloof het in God in alle opsigte. Dit is vir hom 'n gevaar, nie hierdie loue goeters nie, man, nie hierdie goed wat sê ons het, want hier baie pastore wat praat oor geloof, maar hulle het in hulle lewe nog nooit 'n gelooftoets gevat nie. Nog nooit nie. Dis lekker om uit die Bybel uit te praat en al hierdie dinge kwyt te raak, maar as jy nie hier deurstap nie, dat jy nie hierdie goed eerstehands ervaar nie, mense, kan jy nie praat van geloof nie, want dan lieg jy. En dis waar God wil hê, dat ons hier moet instap. Nie soos wat baie mense, hoeveel van ons, hoeveel godsdienstgees, dit is seker die vieslikste ding wat daar kan wees, van voordoen. 'n skynheilige mens, skynheilige Christen. Man, ons weet sondaars is skynheilig. Ons verwag dit van hulle. Maar as ons as kinders van God, waarna die wêreld vanmôre kyk, as ons nog met hierdie skynheiligheid sit, dink jy jy's in die rus van die Here?
nog nooit nie. Ons loop 'n draai in die woestyn rond. Ons swerf in die woestyn, soos Kadesh Barnea beteken. Ons swerf, en wie hulle moes daar 'n altaar gebou het, en God sê, noem hom Massa. Want Massa beteken, julle is besig om my te terg. Julle is besig om my te irriteer. Verstaan jy, as ons vanmôre in die geloof met God stap, en ons sê, Here, ons trust U, ons vertrou U, kom my swak geloof tegemoet, my swak geloof, dan sal God definitief jou swak geloof, maar ongeloof is heel iets anders. Dis wanneer ons glad nie glo in God se doen, en dat hy vir ons sal voorsien, dis ongeloof. Maar swak geloof is, Here, ek wil U vertrou vanmôre, maar ek het 'n swak geloof, kom dit tegemoet, en God sal jou vanmôre help. Hy verstaan, want hy's 'n God van omgee, hy's 'n God van liefde, en hy wil ons uit ons omstandighede uithelp. Moenie dat die Satan, waar jy in die rus van die Here kon ingestap het, daardie oomblik dan bars die hekke van die hel oop, en weet wat gebeur? Hy laat draai jou op die rand van Kanaan, laat draai die Satan jou om, en jy raak 'n swerwer, 'n godsdienstige swerwer. Dink jy dis God se hart? Nee. Jy raak 'n godsdienstige swerwer en jy bly in die woestyn. Hoe kan God vir ons wil uitstuur? Hoe kan ons sê, Here, ek wil 'n sendeling word. Here, ek wil 'n evangelis of 'n pastoor word, maar ons trust die Here nie. Want jy sien, God moet iemand, daar, jy sien hier in die woestyn, hoor ons nie werklik die stem van die Here nie. Maar as ons die rus van die Here ingestap het, Kanaan ingestap het, dan hoor ons die Heilige Gees se stem. Hoekom backslide ons mense? Daar's geen verskoning vir backslide nie. As jy in die Here is, as jy die Here met hart en siel volg, is daar nie 'n verskoning vir backslide. Wat het gebeur? Wat het gebeur dat jy teruggeval het? Die woord van God is nie meer deel van my lewe nie. God self is nie meer deel van my lewe nie. Verstaan jy? Stilte tyd is vir my nie meer 'n belangrike nie. Want toe ek het met daai hikery en pad wat ek en Rooi is, ons is 'n groepie gewees, Struiseloog, wat ons gestap het. Een ding waarin jy kan meet vanmôre of jy werklik bekeer is, of jy werklik die Here aangeneem het. As jy werklik die Here aangeneem het, mense, dan ontstaan daar 'n liefde vir die woord van God. Daar ontstaan 'n liefde vir gebed. Daar ontstaan 'n liefde om vir mense te getuig van die Here. As hierdie drie goed ontbreek, het jy nog nie die Here Jesus ontmoet nie. Dan is jy 'n vals Christen. Jy sien, die vrug van die Gees praat van liefde, vrede, blydskap en al hierdie dinge. Moenie vir my vertel dat Galasiërs 5 vers 22 werklik deel van jou lewe is nie, want die wêreld het dit ook. Die wêreld het ook vrede, blydskap, maar jy sien, die Here wys my enige boom waarin hierdie vrugte hang, en ek sê, Here, maar jy sien tog in die wêreld ook hierdie vrede, hierdie blydskap, en die Gees van die Here wys my, dis reg, maar hy wys vir my hierdie boom se wortel, en daar staan liefde op hierdie wortel. En dis die verskil. Die wêreldse vrede is valse vrede. Die wêreldse blydskap is nagemaakte blydskap. Maar as ons, as kinders van God, gevoed word deur die ware liefde van Jesus Christus, dan is dit opregte vrede. Dis opregte blydskap. Dan is daai vrug opreg. Mense, kom ek vanmôre vir jou sê, daar's geen maklike manier om God te dien nie. Daar's geen maklike manier om deurbraak in jou lewe te kry. Jy kan hierdie Bybel lees, dis wonderlik, ons moet hom lees, want dit bou jou geloof. Ons kan die wonderlikste gebede, want jy sien, as ons mos by die Here kom, dan kom ons met net so 'n lang brief altyd, van vra en bly vra. Ons gaan sit nooit nie. Jy sien, die woord vat vir my so mooi terug, hy sê, dis wonderlik, dis pragtig, ons moet Bybel lees, ons moet bid. Maar die groot geheim lê in ons stilte tyd. In ons stilte tyd.
Hoor mooi, in ons stilte tyd, my gemeente dryf ek na stilte tyd toe. Moenie vir my vertel hoeveel keer jy die Bybel deurgelees het nie. Daar's mense wat hom honderde kere deurgelees het en sy lewe is nog net so vrot soos wat hy gelyk het van die begin af. Dit help nie mense, ons lees hierdie Bybel en ons begin nie toepas en ons begin vra vir God nie, man. Ons moet begin vra. Moenie alles glo en ek het nog nooit alles geglo wat predikers hiervoor, want dis nie wat God, ons moet teruggaan in die woord van die Here, gaan bestudeer en ons moet gaan sit. Die woord sê so mooi, ek sluit af. Daar's 3 goed wat hy sê, maak jou gedagtes eers skoon. As jy in die teenwoordigheid van God, moenie die heel dag was bedrywig. Verstaan jy, miskien het iemand vir jou iets gesê wat jou so bietjie opgedruk het. Verstaan jy, en jy sit nog met hierdie ding in die mind. Die Here sê, gaan sit, dis om 'n land voor te berei, gaan sit, gaan maak eers jou mind skoon, luister miskien na bietjie geestelike musiek, gaan sit voor die Here en maak jou gedagtes skoon. Dit wat hier inkom, dit wat ons hoor, dit wat ons sien, besoedel hierdie huis van die Here. Maak hom skoon, vee eers 'n bietjie uit, Here, dat ek eers iets goeds luister, dat ek eers 'n bietjie positiewe inspraak kry. En as ons hom hier skoon gemaak het, dan gaan sit jy in jou stilte tyd. Hou op heeldag vra. Here, waartoe nou? Waarheen nou? So bly ons die heel dag. Ons bly die heel dag daarmee besig. Dit moet ook daar wees, hy het sy tyd. Hy het sy tyd. Wat ons vra, Here, gee vir my leiding. Ek weet nie waartoe nie. Maar die kosbaarste van alles is as ons by God loop sit en ons begin bedien vir God. Onse Vader wat in die hemel is. Ja, laat U naam geheilig word. Ons bedien God. Ons gee 'n bietjie erkenning. Ja, Here, U is vir my so goed. Begin prys God. Dis om God te bedien. Ons gee terug. Moenie net aan mekaar soos 'n grammofoon vra en dit bly net hierdie ou goedjies. Nee, gaan sit. Daar's niks so kosbaar. Ek gaan sit in die see in Port Nolloth en dan sit ek vir selfoon ook af, want ek wil God bedien. Ek wil vir hom sê, dankie vir U goedheid, Here. Dankie vir die guns in my lewe. Dankie vir die God van voorsiening. Dankie vir die God van genesing. Dankie vir die blydskap wat U in my plaas. Kan ons 'n bietjie teruggee nie? Dis belangrik. Dis wat God soek. Dis soos 'n bederfde kind. Ons wil net by die pa gedurig loop vra. Nee, man. Ons wil hom ook sê, as ons by 'n vader kom, pa, dankie vir die pa wat U vir my is. Is dit nie so nie? Dit maak ons enige vader se hart bly, man. Dankie. Nou ek weet dat baie van ons het nie 'n vaderfiguur in die huisie, want hulle hardloop ons gedurig rond. Kyk, hy is hastiger agter nonsens anders wat jy agter draks was. Want dis wat ek in Namibië by die reep, die vaderfiguur, as hy in die huis gewees het, kan dit nie lyk soos hy lyk. As 'n vader by God gewees het, kan jou omstandighede nie lyk soos hy lyk. So dis die pa se skuld. Want God het die vader die hoof van die huis gemaak en hy het gesê, ek het vir jou riglyne hoe jy hierdie kind moet opvoed. Vaders gaan voor God rekenskap gee. Maar ek en jy het vanmôre 'n keuse tot hierso. Tot hier en nie verder. Ons kan nie die hele tyd in het verlede dit en dit en dit het my nee, dit gaan nie help nie. Dit steel jou joy. If your joy leave with your joy. Is dit nie waar? Ek ken meer Engels rooies. Myne is suiwer. Moenie dat iets jou vreugde steel nie. Amen. Jesus het nie agter die ryk jong man aangeloop toe hy hom gesê het. Hy het hom innig jammer gekry, maar hy het hom gelos. Die tyd het aangebreek, Jesus is op pad, dat as die Here sê, gaan agterna, daar is tye vir sulke goed ook, maar die tyd het aangebreek regtig, en ek het dit al die laaste tyd gedoen.
Jy sê nog skaars jy wil gaan, dan sê ek, maar gaan pak, gaan. Die tyd het aangebreek. Iemand wat wil vir 'n week aanskuif, 'n maand aanskuif, jy is geroep vir sending, maar jy luister nie. Het hy gesê, is nie 'n maklike punt nie. Is nie maklik nie. Of jy doen dit, of jy doen dit nie. Twee disippels het by die mense se huise ingestap. My kind is op tik, dryf die duiwels uit, bekeer, en hy volg die Here of hy los. Nêrens in die Bybel, 30 dae kans, laat ek net van rook afkom, elke dag 'n bietjie minder. So die oreerder moet elke dag net 'n bietjie minder oreer. Strooi man, jy stop met die sonde en ons beweeg aan. Dankie Willem, die Here. Maar nou, as jy vanoggend sê, ek wil die Here aanneem, ek wil hom kies, en hoor nou mooi, moenie emosioneel belaai wees vanoggend en môre het jy weer ander storieetjies nie. Want ek het net nie meer die tyd om vir 'n uur te kom luister op 'n maandag, na jy Sondag gesê het, ek wil God volg en ek wil die Here dien, dat jy dan my 'n afspraak wil hê, hoe jy vir my wil vertel, hoe jy gaan nou waai. Moenie met my so afspraak maak nie, sê dit net vir die raad, ek gaan waai. Ons kan plek vir ander maak. Maak dit vir jou baie maklik. Waai, as jy wil waai. Hierdie plek is vir soldate. Slapgeit, stop nou. Ja, sal ek altyd omgee. Toe Gert inkom, ek het die eerste dag van hom gesê, laat jy waai nie. Toe bemoedig, daar sal altyd gebemoedig word. Maar as Gert na 'n week nog wil waai, dan moet hy waai. Dan lieg jy as jy my bel of 'n WhatsApp stuur, ek wil 'n sendeling word, ek wil uitreikings doen, ek wil dit doen. Jy's 'n leienaar uit die put van die hel uit. Ek is moeg vir mense wat my kontak. Ek sal daar werk hoor by School of Fire. Ek soek net kos, maar ek wil God dien. En dan kom hulle hier aan met 'n sigaret in die mond. Dan wil jy vir my vertel jy Jesus lief. Jy lieg. Iemand wat Jesus lief het, sal sy longe oppas. Iemand wat die Here lief het, sal nie loop 'n vloekie. Iemand wat die Here lief het, doen wat hy sê. Stop met die lieg en die valsheid. En ek spreek nou oor almal en oor myself. Die valse gesigte val nou af in Jesus naam. Ook daar by die televisie, jou valse gesig val af. Jy wat jou vrou verneek skelm, jy het nou daar gesit en skelm is jy op Facebook besig. Terwyl jy na die preek kyk. Here openbaar dit nou. Want daai man het nie ore nie. Hy het nie ore nie. Jy skrik. Jy sorg dat jy nou buite jou huis kom en my bel. Nou! Jou leienaar! Jou cheater, nou. Want anders is dit môre te laat vir jou. In Jesus naam. Hoor gou mooi. Wie wil Jesus volg en waaragtig volg, gaan 2 uitnodigings maak. Die eerste een is, wie wil hom volg? Die tweede een is, wie wil regtig vir hom gaan arbei? Vir hom werk. So moenie uitkom nou vir daai tweede een nie. Wie wil God volg, wat voel, hy is slap, hy is nie op daai punt nie, hy wil verbeter, hy wil uitstyg, hy wil God volg. Kom sommer uit. Kom uit. Daar by die huis, steek jou hand op. Want ons gaan baie vinnig dit afhandel. Dankie. Daar's 'n probleem. Wanneer ons 2 jaar, 10 jaar, 50 jaar by die Here is, dan stagneer ons. Stop vir dit. En dit wat Willem vanoggend gesê het, pastoor Willem, is waarheid. Dit is waarheid. As jy iemand kan vat om te kan bid en stilte tyd te kan hou. Nie hoeveel keer, dis wonderlik om die Bybel baie keer deur te lees. Maar as jy kan stil raak met God en kuier, baie mense sit en luister gospelmusiek en hulle lewe lyk horrible. Jy moet saam sing, jy moet dit doen wat die woord sê. Ek hoor partykeer hoe sing ons. I want to give until there's just no more to give. En as die kollektebaartjie daarna omgaan, dan sê ons die pastoor soek geld. Jy het nou gesing, ek wil vir God gee, totdat daar nie meer oor is in my huis om te gee nie. Maar net daarna hou jy terug.
Ons moet mense betel. Ons word ook genoem bedelaars, maar vir God is ek 'n bedelaar. Is alright. Dat ons kan sending in die veld hou. Ons moet vir mense smeek dat ons geld kan, en dan het jy jou ander kant. Jy praat skaars daarvan, na hulle uit. En ek kan hier name noem. Ek wil nie name noem, maar ek vat nou net vir Frans hulle. Jy kan nou praat, hulle het niks, dan haal hulle nog van die niks ook uit en gee. Jy kry daai mense wat hulle bly gee, al gee hulle van die niks. En God sal seën, blessings. Maar mag God vandag op die synige die kraan toedraai in Jesus naam. Mag God op die wat met abortus staan in hierdie land, die kraan toedraai in Jesus naam. Mag God wat die onheilige wette inbring, die kraan toedraai in Jesus naam. Ons moet dit begin spreek. En dit moet begin gebeur in Jesus naam. Hoor gou mooi. Stilte tyd. As iemand, en ek sluit daarmee af, as iemand stilte tyd waaragtig reghou, sal jy hart dit vir siele. Moenie vir my sê, jy kuier met die koning, wat net voor hy opgevaar het, gesê het, gaan wen siele. En jy raak nie lief om siele te wen nie. As jy nie 'n sielewenner raak nie, is jou stilte tyd periodiek of van die baan, of nie soos dit is nie. Ek maak hy uitlating. As jy nie siele wen nie, as jy nie 'n angstigheid daaroor het nie, as jy nie met planne vorendag kom nie vir rooies wag nie, met planne van siele wen kom nie, hoor wat ek vandag sê, ek beskuldig jou, jy, daar by jou stilte tyd is groot fout. Iemand wat stilte tyd hou, sal hoor, God sê, julle gedink om 'n uitreikingkie te doen, en nou gaan baie weer opstaan die week, hoor gemooi, ek gaan vir jou sommer reguit sê, gaan eers. Gaan raak jy stil. Moenie met planne kom nie. Gaan raak stil en kry dit. Moenie my kom beïndruk nie. Ek sê weer, jy sal nie 'n tekort hê as jy stilte tyd hou nie. Nie stilte tyd nie. Hier's mense weg laasweek wat gesê het hulle hou nie van die stilte tyd dat hulle moet forceer word om Bybel te lees nie. Niemand word hier forceer nie. Maar as jy na die plek toe kom, sal jy stilte tyd hou. Maar ongelukkig al hou jy stilte tyd, dit gaan niks help as dit nie uit jou uitkom nie. Nika salf sommer met olie. En ek gaan bid. Is hier mense wat Jesus wil aanneem? Steek jou hand op. Hoekom wil jy hom nie aanneem nie? Nee, jy hoef nie te skrik nie. Hoekom wil jy? Dink jy het hom aangeneem? Dink jy het? Jy neem hom aan, jy loop met 'n sigaret. Dink jy regtig die disippels het geloop en rook agter hom aan? Ek wil daai ding 'n slag plat slat in Suid-Afrika. Hierdie wat mense hulle self Christene noem en hulle rook. Dis strooi. Ons aanvaar so rook. Rook besoedel maak mense dood, gee klein kindertjies emfyseem, gee mense longkanker, dan noem ek 'n Christen as ek ander doodmaak. Ek het nog nie die antwoord nie, maar ek sê die vraagteken. Ek weet nie of jy is nie. Almal wat vandag sê hulle bekeer, bid saam met my. Sê, Vader, ek kom waaragtig na U toe. Ek bedoel dit. Ek draai na U toe. Ek bely al my sondes. As ek sê alles, Here, loop ek hier uit en sê ek wil nog een keer dit doen nie. Here, ek bely vandag. Ek kies U. Ek draai na U toe. Vergewe my. Alles wat ek aan U gedoen het. Vul my met die Heilige Gees. Red my siel. Amen. Hoe kan ons uitstap na so iets? Hoe kan ons uitstap na so iets? En dan vergeet ons hom. Ek sê nou vandag vir jou, maak die stelling. Iemand wat sê hy dien die Here en hy het 'n verhouding met die Here en hy gaan rook. Jy lieg. Hoeveel minute gee jy per dag om alleen met twak te sit saam met Lucifer? Ek sê dit vandag oor en oor. Jy lieg as jy in 'n bar gaan sit te suip of by jou huis sit te suip. Daai tyd wat jy nie vir die Bybel gee nie. Jy lieg. Daai tyd wat jy op pon kyk. Jy is nie 'n kind van God nie. En as jy nie 'n kind van God is, jy gaan hel toe.
Ek oordeel jou nie, dit is die waarheid. Almal wat nou, hoor nou mooi, sy gaan julle salf met olie. Sy gaan nie bid by julle nie. Ek gaan staan en goed uitspreek in Jesus naam en as krag gaan word. Jy begin by 'n kind en maar God gaan werk in Jesus naam. Dankie Here. Wees daar by haar. Dankie Here, demone vlug in Jesus naam, demone vlug in Jesus naam, die vuur van God val in Jesus naam, salf in Jesus naam, die salwing van die Here is op julle, die salwing is op julle, die salwing is op julle, die salwing is op julle, halleluja, die salwing is op julle, vrees gaan weg in Jesus naam, vrees is weg in Jesus naam, hoor gou mooi, staan net daar, dit help ek spreekie, en jy hou dit nie. As jy nie die hokkie oopmaak, dat die voeltjie kan uitkom en vryheid hê en nie gaan niks gebeur nie. Maar as jy gaan sit, hoekom sal mense sê, nog een sigaret? Hoekom sê mense nie 'n slag? Kan ek tog net nog een keer by Jesus gaan stil raak? Kan ek nie nog een keer na Jesus toe gaan nie? Nee, ek wil nog een keer sonde doen, ek wil nog een keer hoer, ek wil nog een keer dit. Jy sal nog so een keer beland jy in die vuurpoel van die hel. Hier word nie gespeel nie. En julle wat vir my mense stuur, en dan sê hulle rookie en hulle drinkie en hulle dit en dit, hulle kom om versending te leer, en as hulle hier kom en vat ek hulle nog gratis, dan steek hulle sigarette op die terrein al aan, moenie met jou speletjies hier kom speel nie, gaat speel op 'n ander plek by jou huis met dit. Moenie iemand onder valse voorwendsel stuur nie, iemand wat 'n sendeling wil raak, rook nie. In die naam van Jesus, gaan volgende, in die naam van Jesus, in die naam van Jesus, in die naam van Jesus, dankie, jy is 'n godsman, gaan aan, godsman, godsvrou, kom, in Jesus naam, 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 dankie, almal wat wil 'n sendeling gaan sit, almal wat 'n sendeling wil raak, of 'n pastoor, of 'n evangelis, of 'n beraader, of iets, jy wil vir die Here werk, voltyds of deeltyds, kom staan nie, die ander gaan sit, kom, staan nie, as jy wil vir God werk, kom staan nie, jy werk miskien vir God, en jy wil 'n ander level kry, dan kom staan jy hier, die Here het nog nooit een voltyds vir die bediening geroep, en hy roep hom vir 20 minute 'n dag, nog nooit, God het nog nooit iemand vir 20 minute 'n dag geroep vir sending nie. Nog nooit. As God jou roep hy jou. As jy net 20 minute 'n dag aan sending spandeer, is jy lui. Mense sê, Roy, jy jaag jou mense weg. Yes! Jesus het gesê, kom agter my aan. En ek dink nogal, daar was 'n paar wat eers opgeteken in die Bybel is, wat nie gekom het nie. Amen. In die naam van Jesus. Loop hulle deur, salf hulle weer. Almal wat hier staan. Dankie mevrou, jy wat kom van Duitsland. Ek weet jy is hier in 'n bediening of wat nie, maar die Here, gaan jy terug Duitsland toe? Kom hier so. Ek wil ook deel wees van hy siele. Steek jou hand in die lig. Here maak haar ore oop en haar oë oop en haar mond oop en Duitsland ontvang die evangelie deur haar, dat u haar nou doop met die Heilige Gees en met vuur. Doop haar, Here, doop haar. Elke tradisie val nou van kerk. Ons glo in kerk, regte kerk, tradisie val, en sy staan op en sy sê, so sê die Here. Sy gaan nie in doen gebruike nie, sy gaan verkondig die evangelie van Jesus. Amen. Geef vir die Here aan 'n klap oor hierdie vrou. Jy gaan doen dit in Jesus naam. Salf. Kom, in Jesus naam, dankie. Dankie Here, jy doen goed. Hande in die lig. Dankie Here, u salf hom. Laat hom. Jy stop jou nonsens, jou op vrees. Jy verander pragtig. Hoe om Ottie met jou beginne werk het jy pragtig verander. Dankie vir hom Ottie wat so aandag gee. Steek jou aan in die lig. Jy verander in Jesus naam. Jy werk vir die Here. Jy boks vir die Here. Dis hy. Jy besluit na môreoggend toe. Wil jy huis toe? Of gaan jy bly? Wil jy skoon kom? Jy moet nou besluit. Want dan stuur ek jou om te gaan pak as jy nou wil gaan. Dan gaan pak jy nou, en jou ouers kom nou. Ek hou nie iemand verder nie. Jy's 'n groot mevrou. Jy kan 'n besluit neem vandag, of jy wil huis toe gaan. Dis die human trafficking hierdie. Die Here se evangelie, maar as jy in die hel beland, sal jy vir niemand kan sê, en skuld geen, wil jy gaan?
OK, steek jou hand op. Dankie vir jou besluit. Vader, dankie dat U haar aanraak. Dankie dat U haar lief is. Dankie dat U haar toevou met U liefde in Jesus naam. Ons sal vir jou baie liefde gee. Dit kan jy verseker wees. Maar dankie. Waaroor lag jy, Jood? Prys die Here, want ek sien, wat draai jy? Nee, kyk net wat draai jy. OK, prys die Here. Here, seën hom en gaan verkondig die evangelie in die ganse mensdom. Amen. My begeerte is dat voor hulle dood is, jy jou pa en ma sal kry waar hulle is en hulle albei na die Here toe lei. Is my begeerte. Ek het vir hom gesê as ons ry nou, ry Kempton Park toe ook. Ek en hy gaan 'n bietjie deur die strate ry. Ons gaan hulle soek. Bid saam met my. Dis een van my begeertes. Obvious as hulle kry as hulle nie al los nie. Hulle moet kom. Hy gaan nou hulle leier wees, maar hulle moet kom. Hulle moet kom skoffel. En daaronder in die karavaan bly tot ons met hulle werk, né? Nee? Amen. Ai, sien. Hoekom moet kinders se oë so lyk? Hoekom moet daar trane uitloop? Hoekom moet ouers kinders seermaak? En hoekom moet party kinders ouers seermaak? Hande in die lug. Hande in die lug. Klink amper of ek julle wil roof. Steek jou hande in die lug op, nie halfpad nie. Dankie Here vir haar blymoedigheid. Dankie dat sy 'n rein lewe lei. Dankie dat U haar salf en seën. Here, nou vra ek. Soos nog nooit U vuur op hierdie vrou dat sy 'n profetes raak in Suid-Afrika en sy sê so sê die Here. Dankie Here. Dankie Here. Dankie Here. Die Here rus haar nou toe omdat jy 'n maagd gebly het, omdat jy nie dwelms gebruik het nie. Sê God sal ek. Julle ander is vergewe. Maar God sê omdat sy geluister het van die begin af, sal ek haar oplig in Jesus naam. Hier kom die vuur. Dis sy. Sy moet stilte tyd hou, die kind. Baie. Kyk jy maar hierso. Dankie Here. Hier jou. Dan gejudge toe aankom. Toe sê ek, "Hey, jou Suidlander, jou regse, maar nou grappenderwys. Maar Suidlanders bekeer tot God, maar nou op jou besig hou met nonsens en veldkleur in. Staan net so bietjie so. Regtig? En julle wat nou God se naam, Jahwe moet nou hierdie ekstra A bykry en hierdie ekstra H bykry en dit moet so wees en Sabbat begin eintlik presies 6 uur. En jy moet die shofar so blaas en ek like shofar. Hou jou Sabbat as jy wil. Romeine 14 sê laat elkeen dit hou soos hy wil. Niks fout met dit nie. Moet net die godsdienstig raak daaroor en anders kele. Maar nou moet sy naam so wees. Het jy dit toe gaan vertel vir die Khoisan onder die boom in die Kalahari? Dat God se naam het nou verander hoe dit eintlik gespel moet word. Het jy dit gaan vertel vir iemand? Hou jou mond. As jy nie uitgaan nie en net met 5 mense sit en 10 mense en met jou sekte bedryf, stop dit of gaan die hele wêreld in en gaan verkondig die evangelie. Hy het gesê gaan verkondig sy naamspelling nie. Kom by man. Jy is so vol godsdiens. OK. Maar God jou stuur dat jy sendeling raak en sommer jy ons varke kom boer. Steek op. Vader in Jesus naam, salf hom. Nee, wat staan, jy hoef nie te buig nie. Staan, is 'n klein mannetjie agter jou. Staan. Dankie Here, U salwing is op hom in Jesus naam. Amen. Kom. Jy speel kat en muis. Steek jou hand in die lug. Dankie Here, ek ruk af kat en muis speletjies en op regtheid spreek ek uit in Jesus naam. Dankie Here. Tyd vir grappies is verby. Hande in die lug. Hande heel in die lug. Bo in die lug. Dankie Here. Vandat hy gekom het, soek hy jou aangesig en hy sal dit kry. Amen. Jong. Jy moet heilig lewe. Jy doen alles reg, maar daar is so 1, 2 oop deure. Sy was reg vanoggend. Daar is so 1 of 2 goed en dit kom nou reg. Nou! Trap jou nie uit nie. Ek is angstig want jy's hierdie champion. Jy's hierdie gewese rower wat nou gaan beweeg. God het so agting vir jou. Hy dink so baie van jou dat hy sommer dadelik 'n kar stuur. Jy het eers lisensie vir 'n ex-rower 'n kar stuur. As ek die Here was, sou ek dit nooit gedoen het nie. Maar hy het jou so lief en hy sien wat is in jou. Stop met sonde. Dankie Here, die salwing is op hom in Jesus naam. Amen. Dis sy salwing is op hom. Kom, Papa Beer, staan net so. Jy is 'n wenner en jy bly 'n wenner in Christus. Jy gaan nêrens. God wil jou gebruik. Van die kombuis af gaan jy sendingveld toe. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Vuur in Jesus naam. Vuur. Kom maar, Hans is 'n man met toekomsplanne. Kom, Hans,
Hans het 6 maande gevra, elke week gebel, Rooies, kan ek nou kom? Dan sê ek nee. Dan bel Hans weer, Rooies, kan ek kom? Julle weet nie wat agter die skerms aangaan partykeer nie. Dan sê ek nee. Dan bel Hans, maar ek kan dit en dit. Dan sê ek nee. Jy kan dit en dit en jy kom nie hiernatoe nie. Vra hom. En toe op 'n dag toe sê ek, okay, kan jy klim sommer môre? Ja. Aanhouer wen. Hans, steek op. En nou daar die benaming hier oog. Hy's rooi as 'n oog. Hy kyk laat alles regloop. Oog. 'n korte tweede oog. Jy is my linker oog. Korte tweede oog. Salwing in Jesus naam. En die Here gee ons wysheid hierdie week as ons sit. Wat 'n rigting. Amen. Nog iemand? Is jy klaar? Hoekom het ons water hier? Mense vra altyd. Luister gou. In ons wêreld is baie sweterig. En omdat ons mense, dan sweet die ou se kop, daai ou se kop, en dan staan hier 'n tannie met gepomp daar, hy kom met daai hand na my toe, daai sweethand, en dan was ons maar net af, laat die ou tannie tog uitvreekie. So dit is hoekom ons dit baie keer doen, daar's niks my fout nie. Okay, amen. Niks met jou te doen nie, hoor. Spot nie met jou. Wil Nika ook gebed hê? Jy moet ook kom, kry. Amen, hande in die lig. 3 jaar hier, sy doen nou haar prakties. Ons die moeilikheid gehad het, behalwe toe die Jood moeilikheid gesoek het. Maar ons, sy doen nou prakties. Ons is opgewonde. Sy ran die skool as Wally nie hier is nie. Ja, ons het volgend van Wally vergeet, hy is ook uit. Prys die Here. Maar weet jy wat? Ek wil vandag vir jou sê, jy's geseënd. En nou gaan ons vir jou bid. En volgende jaar stuur ons jou uit na Ewald toe. Gaan jy voltyds in sy bediening in. Maar met 'n man of sonder 'n man, ons nog kyk. Maar nou bid ons in die naam van Jesus, die salwing is op haar. Salwing is op haar. Amen. Kom, sit daar neer. Dat ons vir jou bid, die regte besluit te maak. Here, sy moet Maartmand gaan, steek op. Maar sy is al 8 jaar hier, so sy is meubelstuk. Ons weet nie. Ons wil haar graag hou, maar miskien moet ons haar hou nie. So Here, u besluit, want toe moet sy gaan. Dankie Here. Sy hardloop nie weg nie. Sy gaan net 'n ander vlak vir die Here gaan werk. So sy hardloop nie weg nie. Amen. Dankie Here, salf haar. Die salwing is op haar. In Jesus naam. En jy wag tot God jou man wys. Amen. Daar sê hy, nog iemand of kan ons afsluit? Is daar vir jou gebid, Fredo? Kom hier so. Kom jy ook gou, Madeleine. Die Here wil jou verhoog, en hierdie is nie 'n grapie nie. Maar wag tot die krokshop vol is. Dan gaan hy jou verhoog. Steek op jou hande en lig. Dis ernstig. Ek het daar gesit en dink. Toe wil ek jou skuif, toe hy praat van Coke en hamburgers. Toe dink ek, nee, dis nog jou seisoen. Dis nog nie uit nie. So maak hom vol, in Jesus naam. Want dan kan die Here jou by 'n ander plek gebruik. Amen. Hy oom het hom geskimp oor die water aan mekaar, hè? Okay, prys die Here. Steek jou hande op. Jy kan nou besluit. Waarvoor moet ons vir Fredo bid? Geduld, oom. Okay, geduld. Sy sê geduld. Is dit reg? Vader, ons bid vir hom vir geduld, maar ons bid ook, Here seën hom. En dankie vir alles wat hy hier doen by School of Fire. Hy's 'n sendeling in Murgenbeen en hy doen sy werk voluit. Seën hom in Jesus naam. Amen. Dankie, Here. Is goed. Dankie, Here. U sal vir Struis, draai nou nie die kamera om nie. Vir Struis in Jesus naam. Halleluja. Dankie. Kom ons gaan. Kom staan nie. Ja, maalreg die week, maalreg. Nee, ons soek reg malery. Annemarie, maalreg. Annemarie en hulle twee gaan maal die week, saam met 'n span. Maalreg. Het jy geweet oor die 4 miljoen mense het jy kos gegee? Hoe voel jy daaroor? Baie goed. En van hulle het eers toemond geëet nie. Dit maak ook nie saak nie, solank hulle net bekeer. Okay, amen. Hoe voel jy oor dit? Baie positief, ons dankie Here dat hy alles moontlik maak en dat hy die voorsiener is en dat hy almal krag gee. Almal van bo tot onder, almal werk saam. Ons dankie Here dat hy dit moontlik maak. Daai 3 mielieboere wat nou kyk, bel my in die week, ek lang julle van af, 34 ton van elkeen af. Rooies, kan nie dit sê nie, ek is skaars my gesin sorg, omdat jy synig is, kan jy nie vir jou gesin sorg nie, maar as jy nou begin saai, kan jy vir jou gesin sorg. Dankie, ek bedelfarm is maklik. Die silo gaan leeg wees hierdie week. En jy vermoed die silo gaan leeg wees, ek het 'n vermoede, dan kom stop daar 'n lorry en maak hom vol. In Jesus naam, steek jou hande in die lug. Dankie Here, salf hulle met die meelmalery. Salf haar met die meelmalery in Jesus naam. Amen. Die Here is met julle. Dankie.
God is lief vir jou, God gee om vir jou. Vat Suid-Afrika oor, vat die wêreld oor, wen siele, in Jesus naam moet nooit stop nie. Jesus like jou.